Goeiemôre julle, baie welkom weer eens hier by die Grondpad. Soos jy nou by die tyd weet, ek is Johannes Erasmus en vandag gaan ons aan met ons tema vir die week, wat egtheid is. Vandag is deel 2 en hoe eg is jy in jou lewe? Ek wil vir ons 2 gedeeltes lees, Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons nie so maklik omring en met 'n volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En dan ook Hebreërs 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is by jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met 'n reddende regterhand. In hierdie versies is dit vir ons duidelik dat God in beheer is en dat hy ons lewe lei. Maar dis nie waar nie. Dikwels in vandag, ons mense wil ons eie ding doen. Jy laat nie toe om jou leiersels aan God te oorhandig, sodat hy saam met jou die lewe kan lei nie. Waarom nie? Dink jy nie dis tyd dat jy van jou eie moet afstaan nie en probeer om daai leiersels aan God te oorhandig, sodat hy saam met jou kan lei? Hoe gaan dit jou lewe verander om dit reg te stel? Dink vir 'n oomblik daaraan soos 'n baba wat begin loop en jy is as ouer is altyd daar. As die links beweeg, as jy daar, dan het jy jou hande is altyd gereed om te vang. Altyd is jy daar. Dink jy nie God se hande is altyd daar om jou te red nie, gereed om jou te vang nie, en altyd teenwoordig by jou is, dag vir dag nie, oomblik vir oomblik nie, tree vir tree nie. Nou my vraag aan jou is die volgende, en dink bietjie daaroor. Wanneer laas het jy jou lewe in totale egtheid ervaar? En hoe lyk die egtheid waarmee jy vandag elke oomblik stap? Dink jy nie, dis tyd om die egtheid in jou lewe terug te bring nie? Wel, as dit vandag die tyd is, doen dit. Moenie wag nie. Tot môre gaan ons aan met deel 3. Julle moet 'n fantastiese, lieflike dag hê in die naam van Jesus Christus. Amen.